Elke beweging van die Here begin met 'n idee wat God in die harte van mense plaas. 'n Idee wat uiteindelik beliggaam word deur 'n groep wat iets nuuts, beter en 'n voorkeur toekoms in vooruitsig stel. Oortuig van wat kan wees en moet wees en hulself daaraan wy om dit 'n werklikheid te maak. Die grootste beweging van alle tye was nie anders nie, met een noemenswaardige uitsondering. Hierdie beweging het in die gedagtes van God begin. God het ons gebroke wêreld so lief gehad, dat hy reageer het. Hy het namens ons opgetree, maar nie van 'n afstand af nie. Hy het opgedaag, soos een antieke skrywer dit gestel het. Hy het sy woning onder ons kom maak en ons verseker dat sy koms, saam met sy boodskap, inderdaad goeie nuus was vir alle mense, vir alle tye. Ons koning het gekom, die goeie koning om God se koninkryk op aarde te vestig. En almal is en word uitgenooi om daaraan deel te neem, as deel van sy koninkryksplan, wat ons goeie koning van stapel gestuur het. Dit word algemeen erken as die belangrikste beweging van alle tye, die Ekklesia, die kerk van Jesus. 'n vermenigvuldigende bymekaarkom van mans, vroue en kinders, wat as die kerk bekend sou staan. God se katalisator vir transformasie, persoonlik, kultureel en wêreldwyd. Van die 1ste eeu tot die 21ste eeu word elke generasie van Jesus-volgelinge en kerkleiers gekonfronteer met die uitdaging om hul kultuur die beste te betrek by die goeie nuus, soos deur Jesus bekendgestel en geïllustreer. 15 jaar gelede, op 1 Augustus 2010, het 'n groep wat glo dat die kerk vir almal is en almal welkom is, bymekaar gekom om daardie einste taak aan te pak. Hulle was vinnig om te erken dat hul stad nie 'n ander kerk nodig het nie, maar miskien 'n ander soort kerk. 'n Kerk wat na buite gekyk het. 'n Kerk wat dit wys deur leefstyl en aanbieding. 'n Kerk wat beide kerklike, kerklose en kerklos mense gemaklik sal laat voel om vriende en familie uit te nooi om by te woon. 'n Kerk wat die geloof van die volgende generasie sal prioritiseer. Elke naweek ervaar enkellopendes, families, bejaardes, ouers van kinders, laerskool en hoërskoolleerlinge omgewings wat hulle toerus en inspireer om Jesus te volg. Ons impak, sowel as ons besorgdheid, is nie beperk tot diegene wat kies om in een van ons ruimtes in te stap nie. Ons gemeente het ook weeklikse enorme aanlyn impak en belê daarin om dit te vergroot. Sedert daardie eerste byeenkoms van 6 mense by Dani se huis, het Dei Gracia gegroei en moes beweeg van plek tot plek waar ons vandag is. Ons oorspronklike mandaat was duidelik op ons harte gedruk. Jesaja 54 vers 2 tot 3 sê: Maak jou woning groter, span jou tent wyer en moenie huiwer nie. Maak die tentlyne langer en slaan die penne dieper in, want jy sal na links en na regs uitbrei. Jou nageslag sal ander nasies oorweldig en in hulle stede gaan bly. Op 27 Mei 2018 kon ons die huidige grond bekom en 'n vaste huis skep en 'n pen in die grond slaan. Ons het dadelik met die goedhartigheid van die grondeienaars begin ontwikkel. Ons eerste poging tot finansiering kon nie realiseer nie en ons het 'n verdere ooreenkoms onderhandel wat ons letterlik eienaarskap en ontwikkelingsregte van die grond gegee het tot ons kon betaal. En dit was net die begin. Aan die einde van Jesus se bediening het hy sy volgelinge 'n missie gegee om disippels van alle nasies te maak en hulle alles te leer wat hy hulle geleer het. Vir 15 jaar was dit ons bedoeling en die hele tyd was God met ons. Ons is vol vertroue dat hy by ons sal bly terwyl ons voortgaan om alles in ons vermoë te doen om die missie van Dei Gracia te bevorder. Ons staan midde 'n wonderwerk. Met grondwaardes wat om ons eskaleer, kon ons onderhandel vir 'n verlaagde bedrag. Dei Gracia moet nou eienaarskap neem.
Ons moet nou die tentpenne van die oorspronklike opdrag vasslaan. Ons moet ten volle eienaarskap van die grond neem. Ons is nie klaar nie, dit is net die begin. Ons het meer potensiaal en meer geleenthede as ooit, wat beteken dat ons ook meer verantwoordelikheid as ooit tevore het. Ons tree dus nie terug nie, net die teenoorgestelde. Ons gaan die Here vertrou deur deel van hierdie wonderwerk te wees. Hierdie grond word die basis van ons opdrag. Ons gaan die ongekende genade na al die fasette van ons gemeenskap neem. Ons gaan meer en meer ongeaffilieerde mense aanlyn raak. Ons gaan God se hart prakties in arm en ongegoede gemeenskappe vestig. Ons gaan die toekomstige geslagte kreatief aanraak. Ons slaan nou die pen van permanent in die grond. Slaan die penne dieper in.